Goeiemôre. Ek praat vanmôre so 'n bietjie met julle oor 'n ongelowige geloof. Ek glo, maar tog, as ek mense se seer raak sien, as ek sien hoe mense hulle werke verloor, hoe besighede moet toemaak, as ek sien hoe duisende mense in toue moet staan by klinieke om toelaas te ontvang, om kos te probeer in die hande kry. As ek dink aan die baie dagloners wat nie op hierdie stadium kan inkom om 'n geldjie te verdien om vir sy gesin kos te koop nie. As ek dink aan mense wat al jare lank bedlêend is, wat smag daarna om van die aardse liggaam verlos te word, maar die Here kom haal hulle net nie. As jy baie keer wonder waar God is, wil ek vir jou sê, jy's in goeie geselskap, want reg oor die eeue worstel gelowiges al met hierdie vraag: waar is God? Dit is hoekom daar liedjies soos lied 518 geskryf is, wat sê, voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Op soveel plekke in die Bybel word hierdie worsteling van waar is God in tye van nood verwoord. As jy dink aan die profeet Jeremia wat sy geboortedag vervloek, as jy dink aan die gelowiges wat in Maleagi 3 vers 14 sê, dit is nutteloos om die Here te dien. As jy dink aan wat die psalmskrywer in Psalm 22 sê, as hy sê, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver wanneer ek om hulp vra? Ja, 'n ongelowige geloof. Miskien kan ons sê, dis 'n trane geloof. Of miskien moet ons dit vergelyk met 'n swai en sê dis 'n swai geloof. Met 'n swai, wanneer 'n kind op 'n swai sit en hy is hier onder die onderkant, dan is daar geen momentum nie. Maar afhangende van wat op hierdie onderste punt gebeur, as hy homself maak, kan hy al hoe meer momentum kry. Kom elke keer verby hierdie stukkie waar daar 'n stuk ongeloof is, maar wat hy doen in die stuk van ongeloof, bepaal hoeveel momentum sy geloof dan ook kan kry, as ek die voorbeeld van 'n swaai gebruik. Maar as juis in hierdie tye van ongeloof, wat die Here vir ons kom roep, vir ons kom sê, kom na my toe, jy wat uitgeput en oorlaai is. Dis juis in hierdie tye wat die Here vir jou beloof dat hy 'n geknakte riet nie sal afbreek en 'n dowwe lampet nie sal uitdoof nie. Dis juis in hierdie tye wat hy jou herinner daaraan dat hy jou herder is en dat hy daardie skaap wat agtergebly het, wat seer gekry het dalk, gaan soek tot hy vir hom kry en hom dan terugbring en help om gesond te word. Dit was in so 'n tyd van ongelowige geloof wat iemand vir die skrywer van hierdie belydenis gevra het, maar hoekom bly jy glo? En toe skryf hy hierdie belydenis, die vraag, hoekom glo ek in God? Ek het hom nodig, so hier is my antwoord. Ek glo in God, want partykeer is die wêreld so awesome, en dinge werk so goed uit dat my siel uitroep vir iemand om voor dankie te sê, dan is dit hy. Ek glo in God, want soms is die berge en die sonsondergang en die wolke en die maan so mooi dat ek iemand nodig het om te prys. Iemand moes dit gemaak het. Ja, dis hy. Ek glo in God, want baie keer gebeur goed wat so onbeplan is en wat so seer maak. En dan voel dit of niemand verstaan nie. Maar dan onthou ek die man aan die kruis en die spykers in sy hande. En dan weet ek, hy huil saam met my. Ja, dis hy. Ek glo in God, want baie keer is ek so deurmekaar en die lewe so sinloos en my drome lyk so onbereikbaar. En dan het ek iemand nodig om saam met my hierdie pad te stap, vir my rigting te wys. En dan is hy daar. Ek glo in God, want baie keer is ek so dom en doen ek sulke stupid goed en die sonde mors my hart en my lewe so op en maak ander so seer. En dan het ek nodig dat iemand vrede en wysheid sal bring en dan is hy daar. Hy maak heel wat ek self verbrou het.
Hy bring genade selfs in die seer wat ek self veroorsaak het. Ek glo in God, want baie keer weet ek niks. Ek het leiding en wysheid nodig in 'n deurmekaar wêreld wat ek nie verstaan nie. En dan skryf hy vir my in die Bybel en ek lees sy woord en ek hoor sy stem en dinge maak weer sin. Ek glo in God, in Jesus, in sy gees, want hy's daar, heeltyd, altyd. In alles waardeur ek gaan, en dit maak nie saak hoeveel keer ek dieselfde fout maak nie, hy is daar. Ek glo in God, want ek sien die kans om ooit alleen te wees, of enigiets alleen te doen nie. Amen. Ongelowige geloof, ek herinner jou daaraan dat as jy hieronder is, dat dit normaal is, dat dit oukei is, dat God verstaan. Ek en Hannes wil vir jou uitnooi, asseblief deel met ons hierdie tye van swaar kry, hierdie worstelinge wat jy nou mee deurgaan, stuur vir ons 'n WhatsApp, bel ons, of natuurlik kan jy ook met ons 'n afspraak maak, sodat ons saam kan gesels. Ongelowige geloof, mooi dag vir jou in God se liefdevolle teenwoordigheid.